terwyl jy jou aandag so op die Here gefokus is so 'n belangrike lied en woorde wat gesê is, met alles in my soek ek U. En ek ervaar so dat die boodskap waarmee die Here met ons as gemeente besig is die boodskap van Nehemia. Toe die Here openbaar in sy hart, is hy so gebreek, dat hy vir maande net gehuil het en gevas het en gebid het. Vir 4 maande lank het hy net gehuil en gevas en gebid. Hy het by die voete van Jesus gaan sit en die Here het hom 'n plan gegee. Die Here het hom voorberei. Sy gebedstye was 'n voorbereidingstyd vir dit wat die Here wil hê hy moet doen. En ek ervaar so dat die Here is in hierdie gemeente besig om vir jou 'n las te gee. 'n Las in aanhalingstekens, nie die las wat Matteus 11 van praat nie, want hy wil die las van jou verwyder. Maar hierdie las wat ek van praat is daardie compassion, daardie hartklop van Jesus. Daardie doel, die erns om in sy voetspore te loop, om te voel soos wat hy voel, om te doen wat hy gedoen het, want dis waarvoor ons geroep is hier. En dit 'n oomblik is soos hierdie is die Here besig om jou voor te berei. Miskien besig om jou te breek, miskien besig om jou oë oop te maak vir 'n leemte, vir 'n behoefte, vir 'n bediening, vir 'n verskil of 'n impak wat jy kan maak. Miskien klein soos ons vandag gaan hoor, miskien groot soos wat daardie persoon 'n huis kan bekostig. Miskien middelmatig, maar elkeen is geroep om voor sy eie huis te bou, voor sy eie stoep te sorg dat alles skoon en reg is. Dis wat die Here verlang van ons. Hy verlang nie meer nie. Hy verlang net 'n suiwer hart. Hy verlang nie meer nie. Hy verlang net na iemand wat by hom sit en hom raadpleeg. Wat na hom toe kom en sê ek verlang na U wee. Ek bid dit vanoggend vir hierdie gemeente, Here. Dis ons gebed as Soteria gemeente. Ons wil by U voete sit, Here. Ons is nie slim genoeg nie. Ons is nie goed genoeg nie. En daarom is U die herder, die leier van hierdie gemeente, Here. Dat ons vanoggend dit net weer kan verklaar, dat U is die een wat ons lei. U is die een wat voorloop, Here. U is die een in ons huisgesinne, by ons skole en in ons dorp, Here. En ons wil U volg, Here. U weet die beste, U ken die beste. En ons wy ons aan U in Jesus naam. In Jesus naam, amen en amen. Amen, jy kan jou sitplek neem. Mense, net vir 'n wyle wil ek jou rig op wat die Here besig is om te doen in ons midde. En ons is besig met hierdie reeks en ek is so opgewonde daaroor en ek wil vanoggend jou verder vat op hierdie journey. Miskien as jy laasweek nie hier gewees nie, maar ons praat oor Nehemia. En as ek miskien net vir jou Nehemia kan inwy, ons het laasweek gepraat dat God se grootste werke wat hy doen hy nie met geraas nie. Hy begin dit altyd met trane. Hy breek iets in 'n mens se hart. Dis nie met 'n mikrofoon nie, is nie op 'n platform nie, is nie op 'n komitee nie, maar dis 'n hart wat breek en die hoe kan ek dit noem, die visie wat God sien openbaar aan jou. Ek het hier laasweek geskryf, God begin sy werk nie deur mure te herbou nie. Hy begin deur harte te breek wat bereid is om te bou. En ek hoop in hierdie tyd dat ons ingaan, dat jy in 'n spieël sal kyk, want dit is eintlik om in Nehemia te kyk, is om in 'n spieël te kyk, want hy roep die Nehemias van 2026, hy roep die Nehemias, hy roep die volk, as ons kyk en aangaan wat in ons land aangaan, in ons dorpe aangaan, elkeen op sy eie missie, elkeen in die korrupte maniere wat die land heen gaan, as ons weer een kan wees, as ons weer een kan word, as ons weer een kan saam bou, aan 'n visie om vir die wêreld daar buite te wys, ons glo ook in julle God. Mense, dan glo ek ons is op die regte pad.
Hy vra nie regtig wie gaan die gebreekte mure bou nie, maar hy vra wie voel? Wie gaan dit voel? Dis daardie compassion vir gebreekte mense, vir bedieninge wat nie werk nie, weet, en ek wil daarop uitbrei vanoggend, dat die skrif sê dit so baie duidelik daar as jy kyk, en hulle het vir my gesê, daar in die provinsie verkeer daar groot elende, en hulle is in smaad, en nou hoor nou hierdie woorde, die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is verbrand. Daar's twee goed wat ek na moet kyk in hierdie hele konteks van Nehemia. Die muur is gebreek, maar die poorte is letterlik verbrand. Terwyl ek hieroor uitbrei en hieroor bid, kom ek agter dat mure is belangrik. Mure gaan beskerm. Mure gaan letterlik dit voorkom dat daar aanvalle gebeur. Hy gaan voorkom letterlik dat daar chaos inkom. Hy gaan voorkom letterlik dat daar, kom ons sê, grense gestel word, maar poorte. Mense hoor die dieper gaande geestelike weg wat die Here het. Poorte bepaal die toegang. Poorte gaan die toegang bepaal, wat sê wat mag inkom en wat mag uitgaan. Wat moet teruggehou word? Wat moet op die watter tydstip ook al van hierdie situasie? Want wat jy toelaat, gaan bepaal wie jy gaan word. Poorte is daardie plekke in 'n mens se lewe waar jy besluite moet neem, waar daar invloed is. Poorte is daardie plekke waar daar letterlik goed moet inkom, maar daar moet ook goed uitgaan. En dis hoekom die Bybel sê, dat dit is nie net die bou van die muur nie, maar dan noem hy elke poort in die Bybel, in Nehemia 3, noem hy elke liewe poort op sy naam. En ek kom agter dat die Here met ons as gemeente besig is, nie net om te herstel wat gebreek is nie, maar hy's besig om te bepaal, om letterlik weer te bepaal wat het toegang in jou lewe. Want ek sê weer mense, dit wat jy toegang bied, gaan bepaal wie jy gaan word in hierdie lewe. Daar's 'n paar poorte en ons gaan kyk na 3 poorte en ek gaan jou nie verveel vanoggend nie, ek beloof jou, maar daar's 10 poorte. Die stad is 'n muur van amper 5 kilometer. Die mure was tot en by 3 meter hoog en 2,3 meter breed. Dit sou hulle 20 jaar vat om hierdie mure te bou, maar in hierdie mure was daar sekere poorte gewees en elke poort sê iets geesteliks van ons vandag. Want jy kan 'n muur hê, maar as die poorte oop staan, dan kan dit wat God beskerm eintlik ook verlore gaan in jou lewe. En ek wil vanoggend net daarop uitwys, ek het nou nie my Bybel nou hier by my nou nie, maar Nehemia 2 vers 12, 13 en 14, dan sê dit baie duidelik, jy kan dit gaan lees, ek wil hê jy moet huiswerk gaan doen. Dan sê Nehemia, hy het in die nag daar aangehou, hy 3 dae het hy daar gevat en hy 3 dae spandeer in Jerusalem. En die heel eerste plek waartoe hy gaan, die heel eerste poort waartoe hy gaan is Dalpoort. Dan sê die skrif, en van Dalpoort af het hy letterlik gegaan na Mispoort toe, of Aspoort. En van Aspoort af het hy na Fonteinpoort gegaan. En dan sê hy het weer teruggegaan na Dalpoort toe, want dit is waar alles begin het, is daar by Dalpoort. En ek wil vanoggend vinnig net vir jou praat oor die Dalpoorte in jou lewe. Dalpoort, net vinnig, en ek wil hê jy moet bybly, want dit is baie interessant. Gaan jou nie lank hou vanoggend nie, maar jy moet hierdie hoor, 'n Dalpoort. Hoekom was daar 'n Dalpoort? Dis die eerste poort na wat Nehemia toe gaan. Dis nie net simbolies nie, maar dit was letterlik funksioneel noodsaaklik geweest dat daar 'n Dalpoort moet wees. Die ligging van Jerusalem was op 'n stad, hy was op 'n heuwel gebou, en Dalpoort was letterlik die heel onderste, die laagste gebied geweest. Dis die plek waar letterlik die weermagte in en uitgekom het. Dit was 'n toegangsroete geweest, en natuurlik was dit 'n plek waar die meeste mense kwesbaar was. Is die plek waar die vyand die maklikste sou ingekom het. Dis 'n afdraande pad na die Jerusalem toe in.
Dis 'n hoofroetepad gewees, logistiek gewees, die handel, die landbou en die reis. Dit het ander dorpe gekonnekt van daardie. Dis nie net 'n seremoniepoort gewees nie. Kan ons amper sê om jou op dieselfde bladsy hier te kry. Dit was soos die industriële gebied van 'n dorp gewees. Nie die mooiste nie, maar belangrik. Eintlik baie belangrik. Is die laer terrein. Hoe laer, hoe groter risiko. Water het maklik daar ingedoen. Die strukture moes baie sterker gewees het. En natuurlik moes hy baie sterker bewaar gewees het. En ek wil vir jou ietsie sê oor hierdie poort. Met aanleiding van wat ek nou sê, hoor ek hierdie woorde wat sê, wat jy die minste sien, kan jou die maklikste laat val. En daarom praat Nehemia, hierdie is die heel eerste plek wat geïnspekteer en wat na hom gekyk moet word. Dis 'n geestelike boodskap vir ons vanoggend, die dalpoorte in jou lewe. Hy gaan heel eerste en hy gaan nie tempel toe nie, hy gaan nie na die mooier poorte toe nie, hy gaan na dalpoort toe. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy in leierskapposisies is, as jy 'n werk het, as jy in 'n besigheidsposisie is van leierskap, as jy in kerk is, weet jy, 'n ware leier begin altyd daar waar die skare die grootste is. Dis waar die probleem is. En dit is presies wat Nehemia doen. Hy gaan daar na dalpoort toe. Hierdie poort is blootgestel, hy's funksioneel, maar hy's kwesbaar. En natuurlik die perfekte geestelike voorbeeld van ons in ons lewens. Dis nie net funksioneel nie, maar profeties kry hy nou betekenis wat sê, dat dalpoort praat altyd, as ek hierdie vir jou kan sê, van die nederigheid en die plek van vorming in ons lewens. Ek lees 'n artikel hierdie week wat sê, wat laag is, gaan die stad veilig hou. Wat nederig is, hou die volk staande. Jy weet, elke keer as mense of leierskap, as hulle laag voor God bly, dan bly 'n kerk staande. Dan bly 'n volk staande. As mense laag voor God kan buig. Want God sê in die skrif, hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hy sê, ek wil met jou 'n pastorale gesprek hier vanoggend. Is jou dalpoort nie dalk oop nie? Het jou dalpoort nie dalk herstel nodig nie? Want as hy oop is, kan die vyand maklik toegang kry. Hy create chaos en hy verwaarloos 'n plek in 'n stad dat hy onveilig voel en dan laat hy uiteindelik die mure val. Net so geestelik 'n gebroke nederigheid. Iemand wat sê hy so nee, maar hy's nie eintlik nederig, dan kom trots in. Daar's nie selfbeheersing nie. Sonde kom in en dan verwaarloos hy 'n mens se karakter en dan val jou geloof. Dalpoort. Hulle het eers by dalpoort gaan bou. Ek kom agter, ek skryf hierdie woorde neer. Ek hoop is daar so 'n dalpoort. Daar's hy. Dalpoort, 'n dal is 'n plek wat jy nie kies nie, dit kies jou. Ja, in die skrif staan daar, die dalpoort het Hanun en die inwoners van Sona herstel. Dan oor, almal was verantwoordelik voor hulle huise, maar dan het hulle sekere mense gevra, julle moet daardie poort gaan bou. Jy sien, partykeer is 'n dal kies jou, jy kies dit nie. Niemand word een oggend wakker en dan sê hy, Here, ek bid vandag, Here, asseblief stuur my 'n dal. Stuur my 'n dal van doodskade weer. Niemand bid dit nie. Hy tref jou. Daai seisoene in 'n mens se lewe wat onbeplan is, 'n seisoen wat jou onkant betrap, omstandighede wat jou forceer om jou knie te laat buig, 'n situasie wat jy nou eintlik nie meer krag en vermoë oor het, jy weet nie eintlik meer wat om te doen nie. Maar God sê elke keer, dit wat ons nie wil hoor nie. Die meeste werk wat God in ons lewens doen, is nie op die bergtoppe nie, maar in die poorte, in die valleie en in die dale van die lewe. Ek het agtergekom in my lewe, dat in 'n dal luister jy voordat jy begin praat.
As jy in 'n dal is, dan begin jy bid voordat jy beweeg. As jy in daardie dal is van die lewe, dan begin jy te verstaan wat vertroue is en wat geloof is, al verstaan jy nie presies wat nou aangaan nie. Jy weet, op die berge is dit so amazing. Ons sien wie God is op die berge. Maar weet jy wat? In die dale van die lewe, dan kom God en hy wys vir jou, wie is jy besig om te word? En ons vermy die dalpoorte in ons lewens. Ons so nederig te buig om to seek him en alles wat ek nodig het om te buig voor hom. Want 'n dal, mense, miskien is jy in 'n oomblik van 'n dal in jou lewe. En die meeste mense met wie ek praat, dan sê hulle, Jesus, hoor jy, dit voel asof God 'n fout maak in my lewe. Maar 'n dal, wanneer jy in daai oomblikke is, kom ons wees gou eerlik. Jy weet, ek is in 'n dal, ek voel of ek in ceiling vasbid, dit voel of ek God verlaat is, dit voel of God my nie antwoord nie, dit voel of ek alleen is, dit voel of ek wil huil, dit voel of niemand van my hou nie. Ek is in 'n dal, my finansies werk nie, dit klop nie. Ek moet planne maak, maar dit voel of daar net niks, nêrens 'n plan is nie. Dis nie God se straf nie. In 'n dal is dit soms dat God 'n mens breek en daar's trane en daar's vas en daar's gebed en daar's vir 4 maande lank wat jy God se plan moet begin kry, want dis eintlik sy voorbereiding vir waantoe jy wil vat, na wat 'n bergtop by jou wil vat. Dis maar is moeilik. En ek weet ek praat met 'n klomp mense en myself ook hier, maar weet julle, as ons kyk na 'n dal in die Bybel, die dalpoorte in die Bybel, dis nooit 'n plek nie, is altyd 'n proses. Is altyd 'n proses wat ek moet deurgaan. Al gaan ek deur die dal van doodskare weer. Geen onheil sal my tref nie. Dis nie 'n plek waar ek gaan bly nie, is 'n proses waardeur ek gaan. Dawid is so 'n mooi voorbeeld. Dawid word geseën en gesalf om koning van die land te word. Hy word gesalf, net daar. Weet julle wat gebeur direk nadat hy gesalf is as koning? Hy moet vlug vir sy lewe. Hy moet na die veld toe gaan, hy moet grot toe gaan. Hy's in 'n dal. En terwyl ek hieroor praat en dink, dan skryf ek hierdie woorde. Al gaan ek deur 'n dal van doodskare weer. Wat met Dawid gebeur het, hy sê, wat die salwing aankondig word in die dal ontwikkel. Jesus, mense, dit raak my as ek hierdie woorde so hoor, as die Here dit so openbaar aan my. Dit wat die salwing aankondig, dit word in die dal, word dit half gevorm. Jesus, ons gaan beweeg, ons sien hoe die Here ons beweeg, maar nou gaan ons in 'n dal en hulle sê, nee. Weet julle, dat die ou hier langs aan, hy stuur 'n WhatsApp. If you want to buy my house, hey bro, net so, hey bro, if you want to buy my house, no, not for sale. Nou gaan ons in 'n dal in, Rian is in 'n dep, ek dog die Here is dit, ek dog is net so. Maar nou in die dal, dit wat die salwing aankondig, word in die dal gevorm. Hy is ons reg gemeente. Soteria gemeente is ons reg hiervoor. Ons moet gevorm word. Elkeen van ons nou, kom ons vat gou vir Josef. Josef, hy droom. Die Here maak aan hom bekend die droom. Mense gaan buig voor jou, man. Jy gaan status hê. Jy gaan tweede in bewind wees van die wêreld op daai stadium. Weet jy wat gebeur met hom? Hy word in 'n put gegooi. Word in 'n gevangenis gegooi. Hy gaan in 'n dal in. Jy weet, as Josef letterlik daar moet paleis toe gegaan het, sou die paleis hom verpletter het, as hy nie eers in die dal gevorm was nie. Soms hou Here dit weg. Hoe lyk dit as 'n 11-jarige license moet skryf? Hoe lyk dit as 'n 11-jarige 'n kar moet begin ry? Hoe lyk dit? Chaos, gevaar, windie. Jy weet, hulle sê, jy oor die jong ouetjie wat so by die stopstraat, en net so, han.
Weet, jy kan sien, hy betaal nie vir sy petrol nie, hoor. Huh? Maar hoe lyk dit? Is chaos. Jesegiel, ek net so vinnig gaan kyk na dale in die lewe. Jesegiel, kom hy, dan wys die Here vir hom 'n prentjie hierso vooraan. Dan sê die Here vir hom, Jesegiel, kan hierdie dooie bene weer lewendig word? Hy vra vir Jesegiel. Hy's in 'n dal van dood en hooploosheid. Dis waar Jesegiel is. Dan vra die Here hom, kan hierdie bene weer lewendig word? Dan kom ek agter, maar dis eintlik wat die Here vir ons sê. As jy in 'n dal is, dis presies wat die Here vir jou vra. Hy vra jou, kan jy steeds in hom glo, selfs wanneer alles dood lyk? Dit is wat dit is om in 'n dal te wees. En nou vra ons, jy sê maar, hoorie, ek is in 'n dal, ek is by Dalpoort. Nehemia moet die heel eerste ding wat hy moet gaan regmaak is die Dalpoort, die laagste poort. Die plek waar die vyand kan inkom. Ek het hier ergens geskryf, geen mens kan in 'n hoogte kom as hy nie eers in 'n dal gevorm is nie. Mense, daar gebeur iets in 'n dal. En as ons nie as gemeente eerlik gaan wees hieroor nie, dan mislei ons en ons is nie die waarheid nie. Alles is nie sonskyn en rose nie, want God se plan is groter as ons plan. Jy sien, in 'n dal is daar baie minder geraas, as nie so baie applous nie. Niemand klap hande nie. Jy sien, in 'n dal is daar minder beheer, ek voel so 'n bietjie buite beheer. Binne in 'n dal, dan kom ek elke keer uit, dan sê ek, Here, as U my nie dra nie, dan gaan ek nie kan staan en bly hier nie. Dit is wat 'n dal is, so afhanklikheid. Is so daai liedjie wat Teresa sing. Ek kan nêrens gaan as ek nie buig, as ek U nie vertrou nie. Liewe gemeente, ons is op pad na 'n plek toe. Jy's op pad na 'n plek toe. Maak jou dalpoort reg. Maak hom reg, verstewig hom. Verneder jou, sê die skrif. Verneder jou onder die kragtige hand van God. Verneder jou. Trotse mense, hulle vermy die dal. Maar ek het agtergekom, gebroke mense ontmoet God in die dal. Trotse mense vermy die dal. Gebroke mense. Daardie mense wat buig, wat laer afgaan en sê, ek kan nie staande bly as U my nie gaan help nie. Daardie soort mense praat God mee en hulle ontmoet hom daar. Dis eintlik in die dal, dan toets hy jou geloof. Dit is geloof. Elke keer as ek in die dal is, dan kom ek agter wie ek genuine glo, wie ek genuine vertrou, wie ek genuine aanbid. Dis maar maklik om God te prys as alles goed gaan, hè? Jete, as daar nie 'n minus voor jou, as jy geld trek en daar staan nie 'n minus voor daai, Jesus, dis almal lekker, hè? Dis almal lekker as jy geld trek en sê, Jesus, hoor, ek het meer as genoeg. Dis almal maklik om die Here te prys as alles goed gaan en al jou gebede word beantwoord en die pad is glad, man. Is lekker, hy gly net soos 'n masjien, maar Jesus, weet jy wat, as jy in 'n dal is, dit vat 'n ander soort geloof en jy gaan hierdie jaar deur 'n dal gaan. Miskien is jy daar op 'n oomblik, maar jy gaan deur 'n dal gaan. Dis 'n ander soort geloof wat sê, hierdie soort geloof vra nie verduidelikings nie. Hierdie soort geloof, hoor hierso, dis sonder waarborge. Hierdie soort geloof daaronder wat jy moet vasklou. Hy sê dis 'n ander soort geloof wat jou nie applous gaan gee nie. Dan lees ons in 1 Korintiërs, dis daai soort geloof, hoor hierso, wat jy moet vasklou. Die maag is vir die voedsel en die voedsel is vir die maag, net so. Nou het ek die woorde vergeet. Net so is jy gemaak vir God en God vir mens. Kleef hom aan, sê die skrif. Hey, mense, jy gaan deur 'n dal gaan. Die dal is nie die eindpunt nie. Die dal is 'n deur. 'n Ander woord vir dal, as jy dit nie geweet nie, is 'n poort. Is 'n poort. Wat is 'n poort? 'n Poort beteken letterlik beweging. 'n Poort beteken 'n oorgang. 'n Poort beteken oortuiging. Ek gaan deur 'n poort. Jy gaan nie daar bly nie. Jy gaan daar deur gaan.
Het jy geweet dat die soldate in Dalpoort ingebring was? Dis die naaste, weet as hulle uit 'n oorlog uitkom en was, dan bring hulle in Dalpoort in. Dis waar die hospitaal was, dis waar die soldate letterlik heling en gesondheid, hulle moes 'n rukkie daar bly, gesond word, Dalpoort. Hey, dis Soteria gemeente. As jy hier sit vanoggend, dit is wie Soteria gemeente is. Weet julle dat hierdie gemeente, en ek moet bietjie brag daaroor, ek moet dit vir jou sê, want ons sê dit te min, dat hierdie gemeente begin nie by die mooi goed van hierdie lewe nie. Ons begin nie by die mooiste poorte nie. Ons het begin by dit wat ons sê, die Here sê ons moet by begin. Die afgeleë plekke. Ons doen kospakkies. Ons help mense. Ons bid. Ons gee ons tyd op. Ons bou die Dalpoort, want dis die maklikste plek waar die duiwel gaan inkom in ons kerke. Dit vra gehoorsaamheid. Dit vra iets anders. Dis wie ons is. Dis wie Soteria gemeente. Ons hardloop nie as dit moeilik raak nie. Ons het gesien daai ouens bou, man, troffel in die een hand, swaard in die ander kant. Maar ons is hier. Ons het nie perfekte omstandighede nie. Van julle loop in die reën en daar's nie parkering nie en in die modder. Jesus, dankie dat julle kerk toe kom. Dankie dat julle, jy weet julle, daar's niemand wat moan. Ek het nog nie van iemand gehoor van hierdie gemeente wat moan oor die parkering nie. Jesus, klap bietjie hande, man. Dis amazing. Ons het nie parkering nie, maar niemand moan daaroor nie. Jy sien, ons bou presies net daar waar God ons geplaas het. Ons het so bediening, Dalpoort, ons het sulke bedieninge. Miskien is jy daar. Here, ek verstaan nie alles, maar ek is bereid om te dien. Ek is in 'n dal, ek verstaan dit nie, maar ek is bereid om te bou aan iets. Jou Dalpoort, mense, ek kan nie vir jou sê hoe ek weet hierdie boodskappe is van die Here af nie, hoe ek weet dis vir Soteria gemeente. Ek weet dis persoonlik vir jou. Dalpoort, fix dit. En dan kom ons by Mispoort. Eers, dis 'n lekker poort daai. Nee, is nie 'n lekker poort nie. Aspoort. Dangate. Is Dangate in Engels, Dangate. Is nie 'n lekker plek daai nie. Is 'n stinkplek. Is 'n vuil plek. Maar een van die belangrikste poorte in die Bybel, in die muur, was so noodsaaklikheid geweest. Alles, luister gou, vat dit gou geestelik. Jy het ook 'n mispoort in jou lewe. Alles wat onrein is, vuil is, ongewild is, onbruikbaar is, of enigstens iets wat siekte sou bring, het deur daardie poort gegaan. Mispoort. Dangate. Geen stad kan gesond bly sonder 'n funksionele mispoort nie. Dit was doelbewus ver van die tempel afgeleë. Nie omdat God vuil werk verag nie, maar omdat onreinheid en aanbidding nie kan saam staan nie. God het nie 'n vuilheid nie. Maar vuilheid en reinheid kan nie saam om 'n tafel sit nie. Reinheid word beskerm deur heiligheid. Wat jy toelaat in jou lewe, dit gaan jy word. En as hierdie poort gebreek was, het siektes ingekom. Maar luister mooi mense, die Here help ons hier. As daardie poort gebreek is, dan kom dit siekte in. Vullis hoop op. Parasiete, vliee, peste versprei. Water word besoedel, mense word siek. Die grootste gevaar is nie die vyand daar buite nie, maar dit wat ons nie uitgooi nie. As jy mooi gaan lees Nehemia 3 vers 4, ek het nou nie tyd om dit vir jou te lees nie, maar hy sê Malkia, die seun van Raga, owerste van die distrik. Hy sê letterlik daar, die owerste van die distrik. 'n leier het daar gebou. Hy het die nederigheid gevat en gesê, hoorie, is 'n man van status. Hy kon gesê, dis benede my. Ek is belangriker as dit. Maar 'n leier begin daar te bou. En ek wil vir die leierskap sê, ek wil vir die bestuurder sê, ware leierskap wys homself in nederige reiniging, nie net in openbare aanbidding nie.
Ja mense, dit is so noodsaaklik. Daar in Mispoort, dit was vuil en dit was afgesonder, dit was ongewild, maar ook noodsaaklik geweest. Ek het hier op my notas geskryf, wat jy wegsteek, maak jou siek, maar wat jy bely, maak jou vry. Dis 'n beginsel reg deur die skrif, reg deur die Nuwe Testament. Dit wat jy inhou en wegsteek, maak jou siek. Dit wat jy bely, maak jou vry. Sonde, skuld, die binne in jou hou, dit het mag oor jou, totdat jy dit bely aan Jesus Christus. Onbelyde sonde bly binne, bitterheid bou op, trots verhinder die genesing. Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Ja mense, hierdie poorte is oop in ons lewens. In Sousou praat hulle van mure wat oop staan, deure wat oop staan, poorte wat oop staan. Jy sien, ons soek die fonteinpoort se varsheid. Dit is so lekker. Ons soek die tempel se glorie. Ons soek die muur se beskerming, maar God sê eerste mispoort. Want vernuwing sonder bekering beteken niks nie. Ek dink is Johannes 3 vers 30 gaan sê hy, dra die vrugte van jou bekering. Jy sien, groei sonder reiniging is maar net getalle. Groei sonder reiniging is maar net 'n geraas, is maar net 'n aktiwiteit. Maar groei saam met reiniging bring geloof en bring gehoorsaamheid. Dis wie Soteria gemeente is. Ons is eerlik. Ons maak foute. Maar ons bely. Ons het Sousou, ons het berading, ons het trauma. Kom. Dat ons jou kan begelei om te kan uitgee wat jy moet uitgee. Van ontslaa raak wat jy moet ontslaa van raak. Ons het vergifnisreekse. Ons het platforms waar jy kan betrokke raak of kom help om aan te bied. Maar onthou, God genees nie wat jy wegsteek nie. God kan nie genees wat jy wegsteek nie. Wat jy nie uitgooi nie, wat nie uitgegooi word nie, word 'n gevaar in jou lewe. Ons bou. Jy kan vanoggend by hierdie mispoorte betrokke raak. Dis daardie poorte wat nie altyd sigbaar is nie. Is die onsigbare, ons bou in die onsigbare goed, die klank, die media, die bemarking, die sekretarieel, daar's 'n klomp goeders wat die mispoort, en dan uiteindelik kom ons by die vernuwing en die fonteinpoort. En mense, dis in daai volgorde. Ek het 3 minute en dan gaan ek jou los. Dan sit jy nog nie eers 'n uur heeltemal vas in die kerk. Okay, ek jok 'n bietjie, maar weet, 'n fonteinpoort. Die fonteinpoort het Salem herstel. Iemand moes hom herstel. Die ligging was naby waterbronne. Dit moes toegang hê vir alle mense, vars water. Sonder water het daar siektes gekom. Sonder water het daar geen groei gekom. Sonder water was daar nie vernuwing nie. Die strategie was, die poort moes sterk leierskap en moes bewaking gehad het, want die vyand wil altyd die fonteinpoort kom toegooi, want as hy die fonteinpoort toegooi, dan beperk hy die hele stad. Dit is nog steeds wat die duiwel wil doen. Hy wil jou vernuwing, hy wil jou lewe, hy wil dit stop. Hy haat dit as jy in die oggend hier is en daar's 'n vernuwing in jou hart en hy herinner jou aan 'n dwaasheid, 'n twyfel. Die duiwel hy haat dit dat jy vars water drink. Maar God sê, hoor, van Dalpoort na Mispoort, en dan kom jy by die fonteinpoort uit. Jy kan nie vir iemand water gee om dit te drink uit 'n vuil koppie nie. Het jy al 'n koppie koffie wat jy van vergeet het, so 3 weke daar agter die bank weer gekry, daar die kinders se kamer, verkieslik? Kyk, daai koppie, hoorie,
Hy is so half gedrink, die melk het suur geraak, die koffie is aangeplak daar teen die binnekant, die muur het al ingehet, dit stink. En dan gooi ons water aan en sê ek, hier sal drink 'n bietjie. Mens, kan jy hoor? Varsheid en lewe. Johannes 7 praat van, daar sal strome van lewende waters uit jou binneste uitvloei. Dit beteken letterlik, jy sal op 'n plek kom waar jy 'n innerlike oorvloed het. Maar dit kom deur gehoorsaamheid. Vernuwing en vrug. Ons kan nie net die vernuwing hê nie. Ons moet die vrug daarbey hê. Die vrug kom deur gehoorsaamheid. Ek gaan vir jou afsluit vandag. Dit is wie hierdie gemeente is. Dit is waartoe ons ry hierdie jaar. As jy hier in hierdie gemeente is, gaan ons jou challenge. Ons gaan jou vra om te help bou aan hierdie muur, want ek het agtergekom, dis wat die Here wil hê, nie ek nie. Ek sal dit like om elke Sondag net te kom, te preek en huis toe te gaan. Maar dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil individue roep en sê, kyk, wat kan 'n lokale gemeente wees en word, as julle saam begin werk en eenheid kom. Ons maak die dalpoort sterk, daar waar die vyand inkom in jou eie lewe, by die kerk se lewe, die laagtepunte, daai mispoort wat niemand by betrokke wil raak nie. Niemand is bereid om te erken nie. Dit staan vir bekering en reiniging. Dan kom ons by die fonteinpoort en sê, dis vernuwing en lewe. Ja, mense, dit is beskikbaar vir ons as gemeente. En ek wil vanoggend jou 'n oproep doen, dat jy besluit, by watter poort gaan 'n bietjie stil staan hierdie week. Volgende week praat ek met jou die 3 ander poorte, totdat ons die 10 poorte klaar, maar dit is so van toepassing op ons. Dit is so van toepassing waar ons is in hierdie gemeente. Hy wil met ons vorentoe beweeg, maar ons moet die goed uitsorteer. Weet jy dat jy 'n beter mens sal wees? Weet jy dat jy vinniger loop? Weet jy dat jy vinniger reageer? Weet jy dat jy meer lewe ervaar as jy hierdie goeders uitsorteer? Maar soos Suzelle laasweek sê, maar julle wil nie. Kom ons besluit ons wil. Ek wil Vrydag kom bid as man saam. Ek wil. Ek het dit nodig. Miskien as jy in 'n dal kom bid nog steeds saam. Jy kan bou al is jy in 'n dal. Hy vorm jou. Liewe gemeente, kom ons sit net so. Sluit ons die oë en ons vra die Here. Lei ons op hierdie pad. Ons sien duidelik, Here, U bou die mure op. Die gebreekte mure, Here. Dit kom op. Ons sien dit, ons hoor dit, ons beleef dit. Here, maar nou kom dit by die poorte. Wat help dit? Die mure is mooi reg op, maar die poorte staan oop en is nog gebreek. Nehemia het 'n brief gekry om al die hout, al die materiaal te kan kry. En hulle het dit gestuur, want hulle het guns by God gehad. Ons weet, Here, U het guns oor hierdie gemeente. Here, ons sien U guns en U het vir ons briewe geskryf. As iemand net hierdie brief wil vat, as iemand net hierdie brief wil verteenwoordig, sal jy sien hoe God se hand daarin is. Hoe al die materiale inkom vir jou lewe wat vrug en lewe sal bring. Ek bid vanoggend, Here, dat U ons op hierdie pad sal lei, Here. Dalpoort na mispoort, na fonteinpoort toe, Here. Dat ons nie sal drink van die fontein, maar as dis bitter en is vuil fonteine nie. Help ons om van
van binne af skoon te kan wees, suiwer te kan wees, opreg te kan wees, nederig kan wees, kan buig voor die grootte God en gedigte Here. Miskien is daar vanoggend mense wat moet ontsla is en by mispoort is en ek moet tot bekering kom. Terwyl die oë net gesluit is, wil jy nie net jou hand opglip en sê, dis ek is by mispoort. Ek het bekering nodig. Ek het U nodig. Ek het vergifnis nodig. Ek het nodig om goed te laat staan. Wil jy nie net jou hand opglip? Ek gaan jou nie vorentoe nooi nie. Ek gaan jou wys op 'n weg wat jy kan gaan. Ek het so tot bekering gekom in 'n kerk, wat ek net besluit het, vandag dien ek die Here. Maar is hier voor jou die lewe en die dood. Mag jy vanoggend die lewe kies. As hy vir jou sê, jy's by mispoort, fix dit. Gee dit aandag. Terwyl die stilte net so vir 'n sekonde nog oor jou dink, waar kan ek werk? Waar is my poorte oop? Waar het ek nodig? Daar's 'n vorm wat jy kan invul na aanleiding van almal van julle die vorm. Mense, ek sê weer, dis nie 'n commitment vorm nie. Dis 'n ek stel belang, gee my meer inligting. As jy teken, dalk beloof jou, jy commit nie vir 2 jaar aan daai bediening. Ek beloof jou. Ek wil net hê om kontak te maak met jou om jou meer inligting te kan gee. En dan as jy dit nie like nie, quit gracefully, maar ons moet 'n gemeente wees waar ons jou blootstel om te groei. Sit 'n rukkie, vul daai papier in, gee hom agterin, praat met wie jy moet praat. En ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag. Vanaand Reflections of Jesus aandkerk om 6:00. Ons nooi jou, dit gaan 'n fantastiese boodskap wees, weet ek. Bless elkeen en hê 'n wonderlike week. As jy gebed nodig het, jy's wel